Vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees rondom die woord van die Here. Nou, ek gaan vra dat ons 'n kort gebed sal saam doen, dan vra ons vir die Here vir wysheid, en dan kom ons by vanmôre se boodskapie uit. Ons gaan bietjie aangaan met die gedagte, kanale waardeur Jesus as raadsman aan ons raad bedien. En ons gaan bietjie verder daarna kyk en die Here vertrou dat hy vir ons met wysheid sal bekragtig. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag, dankie vir 'n nuwe geleentheid om u woord ook aan elkeen wat inskakel, Here, te kan bedien. Wat 'n voorreg is dit net nie om die Bybelboek oop te maak, daaruit te lees, onderrigting te ontvang, om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. U gebruik die dwaasheid van die prediking om die wat glo te red. U gebruik hierdie woord om, Here, mense te onderrig, en u gebruik eenvoudige mense soos myself om ander na u te wys. Ons as predikers is maar net die wagters op Sionsmure. En ons verantwoordelikheid is om mense te vertel van Christus, van sy woord en van sy waarheid. En Here, deur u Gees sal u die res doen. Daarom bid ek vir gehoorsaamheid aan u woord. Ek bid vir hulle wat luister, dat hulle bereidwilligheid sal hê om nie net te hoor nie, maar te doen wat u van hulle vra. Here, word u ryklik verheerlik, en ons bid dit met dankseggings. Amen. Nou vriende, ons is besig met hierdie baie besondere profesie van Jesaja in Jesaja 9 vers 5. En u sal onthou, ons het nou al 'n hele paar dae begin, reeds terug begin met hierdie reeks in die ou jaar al reeds, waar Jesaja sê dat Christus word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Nou, ons het al gevorder tot by die gedagte dat Christus is ons raadsman, en ons het bietjie gekyk na waarom is Christus die enigste bevoegde en bekwame raadsman. Ons het ook gekyk waarom het ons Jesus as raadsman nodig. Vir u gesê, ons harte is sondig en bedrieglik. Ons het Jesus se raad nodig want ons gedagtes en verstand is beperk, en ons het Jesus as raadsman nodig omdat sonde en druk van binne en buite ons onstabiel laat. En jy is welkom as u hierdie reeks nog nie geluister het nie, om die boodskappe te verkry en dan te luister. Ons het gister bietjie gekyk na die gedagte van kanale of wyses waarop die Here deur sy Gees ons met raad bedien. Ek het vir u gesê, ons soek nie na vreemde stemme en openbaringe en mense georiënteerde dinge nie. Ons het God se woord, en ons het bietjie gekyk na die onfeilbare, ewige, geïnspireerde woord, hoe dit optree as 'n raadsman vir my, as 'n rigtingwyser, as 'n kompas in my lewe. Ek gaan nou vir u 'n paar praktiese voorbeelde gee, hoe die onfeilbare, ewige, geïnspireerde woord dan ook as 'n kanaal gebruik word waardeur die Here raad aan my bedien. Hy is die ewige raadsman, hy het sy woord vir ons gegee. As ek met respek dit kan sê, hy het sy hart op papier geplaas, en deur sy woord gee hy vir ons raad. En kom ons gebruik 'n paar praktiese scenario's om dit vir u dan te illustreer. Vriende, kom ons dink byvoorbeeld aan mense wat aan vrees ly. Daar is baie mense wat vandag vreesagtig is, en ek moet vir u sê, ons almal vrees van tyd tot tyd. Ons almal kyk na wat om ons aangaan, en daar is vrees en beklemming op ons harte. En vir die vreesagtige sê die Here in 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ek het al 'n reeks daaroor gebring, en wat ek maar net vir u wil sê, as ek die woord bestudeer en vrees gryp my aan my hart, dan skep ek moed, want die ewige God sê vir my, my kind, ek sê vir jou, moenie vrees nie, maar ek het jou 'n gees gegee van krag en liefde en selfbeheersing. Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Wat probeer die woord vir ons sê? Ons as God se kinders moet op daardie punt uitkom dat ons besef dat die God wat alles geskaap het, in beheer is van alles, dat ons tydelike lewe verby sal gaan, dat ons nie hierdie bose, krom en verdraaide geslag gaan verander nie. Ons kan dit beïnvloed met God se waarheid, maar ons gaan dit nie verander nie. Dit sal afstuur na hierdie groot oordeel, waar God dan self in geregtigheid die wêreld sal oordeel en sal heers as koning van die konings. En wat kan ons doen? Ons kan sê, Here, as u kinders is ons nie slawe van vrees nie, maar wanneer ons vrees, dan gaan ons na u die bekwame raadsman wat ons vrees laat opklaar in die lig van u almag en u wysheid. 1 Johannes 4 vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Wat wil die woord vir ons sê? Dikwels vrees ons, sal ons dit maak? Is ons goed genoeg om eendag die hemel te sien, en sal God eendag vir ons die poort van die hemel oopmaak en ons innooi in sy heerlikheid, en
Somtyds wil die vyand vir ons sê, ag jy's te sleg en hoe sal God ooit belangstel in 'n mens soos jy? En ons worstel baie keer met hierdie dinge en somtyds vrees ons. Ek wil jou vra dat hierdie vrees van jou tot ruste gelê sal word by die waarheid van God se woord, dat hy vir ons sê, dat die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Wat 'n volmaakte liefde is dit? Is nie my liefde vir God nie. Luister. My liefde, as dit van my liefde vir God afgehang het om toegang tot die hemel te kry, sal ek nooit die hemel beerwe nie. Maar is God se liefde vir my, wat in my hart uitgestort is, wat my weer 'n liefde vir hom gee, al is dit hoe onvolmaak. Net die feit dat ek hom lief het en aldag meer begeer om meer van hom te weet en hom meer gehoorsaam te wees, is 'n bewys dat sy liefde in my hart uitgestort is en dat ek ook hierdie vrees tot ruste kan lê om te weet dat deur sy liefde aan my bewys, wat in my lewe na vore kom deur my wandel saam met hom, kan ek ook weet dat ek in sy heerlikheid sal wees en dat ek die straf sal vryspring en dat ek eendag uit sy mond sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Kom ons kyk gou na die neergedruktes. Daar is 'n boodskap vir hulle in God se woord. As jy miskien vanmôre swartgallig te neergedruk is en in mate depressief is oor wat aangaan, miskien oor sonde, miskien foute in jou lewe, miskien besluite, miskien die omstandighede in die land, dan sê die Bybel vir ons in Jesaja 40:29, hy gee die vermoeide krag en hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Ek wil vir julle sê, ek het hierdie vers al male sonder tel gelees en elke keer as ek lees, word ek bemoedig. Dan word ek opgetel en al voel ek plat teen die vloer geslaan. Dan skep ek moed, want die Bybel sê die Here God, die Almagtige, gee aan die vermoeide, aan die teneergedrukte krag. Hy vermenigvuldig sterkte vir die wat kragteloos geraak het. Die Bybel sê die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hou op soos 'n afkop hoender rondhardloop. Ek wil jou vra, word stil in jou kamer, in jou studeerkamer, daar in jou kombuis, by jou tafel, vat die woord en sê, Here, wil U nie maar ook as raadsman deur U woord my met raad verskaf in hierdie teneergedrukte toestand, sodat U my kan opbou in die allerheiligste geloof nie. Vir die sondebelaide kom die Here en hy gee raad deur sy woord. En wat is die raad aan die sondebelaide? Nou praat ons nie net van die ongeredde nie, vriende. Die ongeredde kry definitief uit die woord van die Here duidelik raad, dat hy moet bekeer tot die Here, maar ook vir ons as God se kinders, wat soms moet sonde besig raak en ons hande bevlek met sonde. Daar is 'n oplossing, daar is raad vir ons, want die raadsman het in sy woord vir ons hierdie goeie raad kom gee, hierdie kosbare waarhede kom gee. Ons dink aan hoe die Here met sy volk Israel praat daar in Jesaja. Ons is juist besig met die profesie in Jesaja 9 vers 5. Maar daar in die eerste hoofstuk lees ons oor die volk se sonde en die Here sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Jy het nie nodig om vir 'n week of vir 'n maand of vir 'n jaar gebuk te gaan onder die druk en juk van jou sonde nie. Jou gewete hoef jou nie permanent aan te kla oor jou sonde nie. Wat moet jy doen? Sê, Here, ek is skuldig. U woord sê vir my dat ek is skuldig aan hierdie sonde of daardie sonde. En ek kom nou en ek maak hierdie saak van sonde uit. Ek bely en sê, Here, ek was verkeerd. Ek het oortree teen U woord. Ek het oortree teenoor U gebod. Ek was die rebel. Maar dankie vir U genade, vir U barmhartigheid, vir U vergifnis. Vra vergifnis, vlug na die kruis, bely jou sonde, laat staan dit, gaan maak reg wat jy verkeerd gedoen het. En die Bybel sê, jy sal vergifnis kry. Jy sal barmhartigheid verkry. As ons besluite moet neem, hoor wat sê die Bybel vir ons. Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Vriende, luister, die Here is nie 'n waarsêer wat vir my gaan sê as jy hierdie besluit maak, gaan dit vir jou goed uitwerk, of as jy hierdie besluit maak, gaan dit vir jou sleg uitwerk nie. Dis nie waarvoor die woord vir ons gegee is nie. Dis nie 'n lucky dip nie. Maar wat doen die Bybel vir ons? Die Here sê as ons op die Here vertrou met ons hele hart. Met ander woorde, ons dien hom, ons is daagliks in gebed en in sy woord verdiep. Wat doen hy? Hy weet ons vertroue is op hom. En die Bybel sê vir ons steun nie op ons eie hart en op ons eie insig nie. Dit beteken nie ons mag nie dink nie.
Dit beteken nie ons mag nie ons verstand gebruik nie, maar as ons verstand deur die woord gevoed word, dan is ons verstand gerig om die regte besluite te maak, dan ons vertrou op die Here, sodat ons hom ook sal ken in al ons ween, wanneer ons 'n besluit sal maak, of wil maak, dan doen ons dit altyd in die sin dat ons sê, Here, sal hierdie besluit binne u wil wees, sal dit u verheerlik, sal dit eer op u naam bring, sal dit tot voordeel van my geestelike lewe strek, sal dit tot eer, Here, van u geestelike familie strek, van my gesin, en so kan ons regte besluite maak. Waarom? Want ons vertrou op die Here met ons hele hart, ons steun nie op ons eie insig nie, ons ken hom in al ons weë, en die Bybel sê, dan sal hy ons paaie gelyk maak. As ons die besluit dan maak, sal die Here vir ons wysheid gee, om met hierdie besluit saam te lewe, en hom dan daarin te verheerlik. Die Bybel sê, wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Eenvoudig wat hierdie vers vir ons sê is, wanneer jy 'n besluit wil maak en daar sonde by betrokke, dan moet jy mos weet, dis die verkeerde besluit wat jy gaan maak. Dis eenvoudig wat die vers sê. Die oomblik wanneer jy sonde bespeer in 'n besluit wat jy moet maak, draai weg daarvan af en sê, Here, ek vertrou op U om my te help om die regte besluit te maak. Ag vriende, in tye van beproewing en siekte, gee die Here vir ons antwoord. Hy sê vir ons in Psalm 23, hy sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Is dit nie vir U kosbaar nie, vriende? Dat die Here vir ons ook in tye van beproewinge, in tye van siekte, in tye van nood, deur sy woord help. Hy is die goeie herder. Hy gaan nie goed oor my lewe toelaat wat hy nie ten goeie bedoel vir my lewe nie. Al is dit siekte, al is beproewing, al is dit stryd, is die doel altyd om my meer te heilig, om te verander, sodat ek soos Jesus sal wees. Daarom pleit en vra ek dat jy sal besef, hy laat my neerlê in groen weivelde. Baie mense se siekbed is vir hulle 'n groen weiveld, omdat hulle daar hulle heiland leer ken. Ek wil vir u sê, moenie dinge wat met jou gebeur, maar net as doelloos sien nie, maar deur God se woord, sien dat hy as raadsman optree, om deur die blaaie van die Bybel aan jou raad te verskaf, ook in hierdie tye, en al gaan jy deur 'n dal van doodskade, weet, jy hoef geen onheil te vrees nie, want die Here is met jou. Matteus 4 vers 4 sê dit so mooi en duidelik. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. God se woord is raadsmanne vir ons. Dis rigtingwysers, dis ons kompas, want dit is deur God self vir ons gegee. Die laaste versie waarmee ek wil afsluit is 2 Timoteus 3:16. Die hele skrif is deur God ingegee. Dis nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Mag die Here vir my en jou versterk, dat ons hierdie waarhede sal verstaan, en dat ons moed sal skep, die woord sal oopmaak, sal lees en sal besef, dat die ewige raadsman deur sy woord aan ons raad gee, sodat ons met wysheid kan lewe, om hom te verheerlik. Baie groete, baie seën en liefde in Christus, mag die Here u versterk met krag uit die hoogte. Tada!